Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek wil vanoggend graag met u iets deel en ons sal die video seker Saterdag aand vanaand probeer plaas, anderster vroeg môreoggend. En dit gaan oor, daar's baie mense wat vir my gevra het op my toer en ook elders dat ek kyk of ek 'n kort video kan maak oor Sefanja 3, want Sefanja 3 vanaf vers 10 is baie duidelik gerig vir Suider-Afrika. En daar's belangrike boodskap in dit en eienskappe en kenmerke. En dit lei en help ons dan nou hier in Suider-Afrika vir wie hierdie profesie is vanuit die Bybel, om dan binne die raamwerk van die Bybelse profeseë wat op toepassing is van ons, spesifiek hier in Suid-Afrika, om dan daarvolgens te handel, ons beplanning daarvolgens te doen, want as jy jou beplanning buite dit doen, dan is dit mos logies vir ons as gelowiges dat wat glo, daar's 'n Almagtige, wat glo sy seun het gekom vir ons sondes, gesterf en opgestaan, sit aan sy regterhand en glo dat hy sy gees, die Heilige Gees vir ons hier agtergelaat het as trooster om ons te lei in hierdie bose wêreld wat ons as gelowiges ons tans in bevind. En 'n mens sê dit nie uit hoogmoed uit nie, jy sê dit in diepe nederigheid, maar daar's 'n bose wêreld daar buite. As jy kyk en wanneer jy hierdie wêreldmagte verstaan, die deep state, die nuwe wêreldorde, die globaliste, die Illuminati, die bankiers van die wêreld, die wapenindustriële kompleks, industrie, dan en so kan ek aanhou opnoem. Dan besef en verstaan 'n mens die omvang van die boosheid op hierdie aarde. Maar hier is 'n duidelike profesie vir ons en ons gaan deur dit gaan. Ek gaan vir u foto's plaas. U kan gerus self gaan op Google, internet, gelukkig, 'n mens kan dit nog kry, baie maklik, so dis nie 'n moeilike een om na te vors nie. En is nie 'n moeilike een om te sien dat hierdie boodskap wat die Vader vir Sefanja gegee het, 2300 jaar gelede, tussen 2400 en 2600 jaar gelede, het hy vir hom hierdie boodskap gegee om vir ons te gee. En u gaan sien hoekom ek sê dis ons, nie hoekom ek het sê nie, ek gaan dit lees. Dis regtig baie eenvoudig, maar baie mense het gevra hiervoor en ons gaan begin by vers 10. Omdat vers 10, ons kan voor dit ook lees, maar by vers 10 is dit baie duidelike met wie praat Sefanja. Baie duidelik. En dit is al hoekom ek by vers 10 begin. Dat daar geen ruimte vir debat is nie, dat daar geen ruimte vir twyfel is nie. As iemand dan nog nie wil sien nie, dan is dit soos die woord sê, dan is dit iemand, daar's niemand so blind soos die een wat nie wil sien nie. Dan wil iemand nie sien nie, en dan sal hy ook uit die aard van die saak die vrugte dra van dit wat hy saai. As hy nie wil sien nie, gaan hy die vrugte dra van 'n blinde, in terme van die gebeure wat hier in Suid-Afrika gaan afspeel, in Suider-Afrika, nie net Suid-Afrika nie. Maar kom ons lees, dan is Sefanja 3, vanaf vers 10. Oorkant die riviere van Kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Oorkant die riviere van Kus. Nou ja, ons sal vir u 'n prentjie plaas, 'n paar, dat u kan sien waar was the kingdom of Kush, die koninkryk van Kus. Waar was daai koninkryk? Want dis die tyd wat Sefanja 'n profeet was. En hy het 'n boodskap vir 'n gemeente, vir aanbidders, 'n verstrooide gemeente. So daar's ander gemeentes met mense, ek sien nou die dag sê Tucker Carlson, hy hoor daar's mense in Suid-Afrika wat sê die boervolk is die uitverkorene volk en dis God se volk. Daar is ander gemeentes ook oor die aarde. Hierdie is net een spesifieke verstrooide gemeente wat Sefanja 'n boodskap voor het. Daar's mos nou ander gelowiges ook oor die hele aarde. Want ons is mos nog verstrooi. Jesus het mos vir ons in Matteus 24 baie duidelik gesê, na die groot verdrukking, dan sal die hemelkragte geskit word. Dan kom Jesus af aarde toe en dan sal hy die engele stuur om sy verstrooides, sy uitverkorenes, sê in Matteus 24, dan bymekaar te maak. So nou is hulle nog nie bymekaar gemaak nie. Hulle is nog verstrooi. Ons is mos nog nie deur die groot verdrukking nie. So ons hou dit eenvoudig. Ons hou dit baie eenvoudig. Want as daar een ding is wat ek vrees, is dit om iets te sê van die Almagtige, want die woord wat ek nou uitlees, is die woord van die Almagtige, skepper van hemel en aarde. En as daar iets is wat ek vrees, is dit om iets te sê
'n afleiding te maak, wat nie binne die wil, binne die riglyne, binne die skrywe en die bedoeling van ons Skepper is nie. Dit maak my senuweeagtig. So, ek beweeg verskriklik veilig. Jesus het gesê, na die groot verdrukking, jy kan dit gaan lees in Matteus 24, lees dit, is baie mooi. Hy gee baie mooi kronologiese van die gebeure wat nou gaan plaasvind oor die aarde. Maar dan sê hy, na die groot verdrukking, wat ons nou nog nie was nie, dan sal hy kom. Dan sal hy die engele opdrag gee, om sy uitverkoos, al die gemeentes dan nou oor die aarde, by mekaar te maak, waarheen hy hulle sal by mekaar maak. Baie interessant, maar dit is nie nou die onderwerp nie. Ons gaan lees oor die boodskap vir hierdie boervolk in Suider-Afrika. Oor kan die riviere van kus. Nou ja, die kuskoninkryk sal u sien op die prentjie, is daar in noordoostelike Afrika. Dit is daar Ethiopië, Sudan, 'n stukkie van Egipte. Daai koninkryk was daar gesentreer. Daarin grootliks in die valleie van die Nyl, want dit was mos nou maar waar die water was en hulle hierdie koninkryk nou uitgebrei het en uitgebou het en opgebou het en gevestig het. En Sefanja staan mos nou daar in Jerusalem of in Israel, daar in die Midde-Ooste, en hy sê, aan die kant, hierdie koninkryk. Nou ja, jy kan nou op hierdie kaarte wat ek vir u plaas, jy weet waar is Israel, jy weet waar is die Midde-Ooste, dis daar regs bo op hierdie kaarte, dis nie op Afrika nie, dis aan die kant die Suezkanaal, aan die kant die Rooi See, daar is die Midde-Ooste. So Sefanja het hom in daardie area bevind, en hy het gesê, ek het 'n boodskap van die Vader, om te gee vir 'n verstrooide gemeente, aan die kant die riviere. Nou, u sien op hierdie prentjies en foto's, sien u waar hierdie kuskoninkryk is, u sien dit baie duidelik, dan sal ons vir u foto's ook plaas van die Wit Nyl, want dis een van die riviere van kus, van daardie tyd. So as hy in die Midde-Ooste staan, is 'n baie eenvoudige een hierdie mense, dis, kom ons bel vir logika. Logika sê, as jy in die Midde-Ooste staan, Israel staan, aan die kant die Rooi See, aan die kant die Suezkanaal, daar in die Midde-Oostelike dele, waar Sefanja gestaan het, en hy profeteer aan die kant kus, maar nie net kus nie, nie net die koninkryk van kus nie, maar ook die riviere van kus, wat dan die Wit Nyl insluit. En as jy aan die kant praat van, en jy staan daai kant, aan die Midde-Ooste se kant, dan is dit Suider-Afrika. Dis so maklik as wat dit is, kykers en luisteraars. Daar's niks moeiliks rondom dit nie. So nou weet ons klaar, dis vir 'n gemeente, 'n verstrooide gemeente, aan die kant die riviere, die Wit Nyl met ander woorde, van daai kuskoninkryk is Suider-Afrika. En wie's daar die gemeente anders, kykers en luisteraars? Hier was nog nooit 'n ander geloofsplanting deur die eeue heen gewees. Ons sal nog die eienskappe sien soos ons lees. Waarom sê ons Suider-Afrika, die boervolkie, is hierdie verstrooide gemeente? Dis ook 'n eenvoudige een. Daar's nog net een volk wat geplant is in Suider-Afrika, wat die evangelie in Afrika ingebring het. En dis in 1652, toe Jan van Riebeeck geland het. Die bewys daarvan lê in 2 jaar daarna, 6 April 1654, toe hy die gelofte afgered, die Jan van Riebeeck gelofte noem ons hom vandag. U kan hom gaan lees in my kort eenvoudige woorde, gaan dit dat hy gesê het, hulle sal die evangelie hier indra in Suid-Afrika, in Suider-Afrika. Ons sal die evangelie bring. En is ons voorvaders. So dis die enigste gemeente, daar was nie 'n ander een wat hier geleef het voor ons en tot niet gegaan het, toe kom ons nie. Hierdie is baie eenvoudig nog. Ons het die evangelie Afrika ingebring. Geplant in 1652. Offisieel en amptelik, en dan wil ek sê nog meer offisieel en amptelik, die 6 April 1654 gelofte van Jan van Riebeeck teenoor ons Skepper. Want Jan van Riebeeck was die volksplanter van hierdie gemeente, van hierdie verstrooide gemeente, aan die kant die riviere van kus, wat Suider-Afrika is. En so, hy noem ons 2 dinge daar, aanbidders, ons is mos gelowiges, ons aanbid die ek is wat ek is, ons die Skepper van hemel en aarde, die Almagtige, deur sy Seun en sy Heilige Gees, né? Vers 11, op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade, waarmee jy teen my oortree het nie. So hierdie vers gaan oor waar ons klaar
getugtig is, met ander woorde klaar pak gekry het. Hierdie revolusie wat nou in Suid-Afrika kom, ek sal eendag miskien Joel 2 ook behandel, want hy beskryf die revolusie baie mooi in Joel 2, maar hoe dit ook al sê, oom Siener sluit natuurlik die heeltyd by hierdie profete aan, al die pad, nie net oom Siener nie, Johanna Brandt, Roger Thiel, Rick Joyner, David Wilkerson, hulle praat maar net van daardie oorlog, daardie revolusie, daardie geweld wat hier gaan afspeel. Maar na dit, dan sê God hier vir ons, op die dag, dis na hierdie revolusie wat nou kom, dis na die geweldige geweld wat nou gaan kom, niks en niemand gaan dit keer nie mense, jy spring nie oor 'n profesie of gaan om hom of kruip onder hom deur nie, hy vind plaas. Maar goed, kom ons lees. Op die dag hoef jy nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie. Nou kan iemand gaan dink, hoeveel dade het ons gepleeg die afgelope dekades wat wegbeweeg het van die insetting en verordeninge van ons Vader af? Hoe het ons wegbeweeg van om die 7de dag te heilig? Ag, noem dit, jy kan die hele Bybel gaan, hoeveel skaamheid wat verloor is. Mense, Bacchus, die drankgod en brassery, ag ek wil nie opnoem nie, u moet die woord gaan lees daarvoor, dan sal u weet en sien en verstaan, dat ons dan hier nie meer hoe skaam te wees, weens al hierdie wat ons weg en afgedwaal het, van ons Skepper af nie. Op die dag hoef jy jou nie meer te skaam, weens al jou dade waarmee jy teen my oortree nie, want, dan sal ek in jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Baie eenvoudig, wie gaan God verwyder uit hierdie volk uit, in hierdie revolusie wat kom? Hierdie AK's en Pangas, in proxy oorloë, in magte wat gaan veg in Suid-Afrika, die Oosblok en die Wesblok, dis maar net alles, deel van die bestanddele van hierdie plan van God, met hierdie gemeente, aan die suidpunt van Afrika. En wie gaan hy wegruim tydens hierdie geweld wat kom? Wie gaan dit nie maak nie, met ander woorde? Wegruim, uithaal, as ek iets wegruim uit iets uit, vat ek dit weg, dis nie meer daar nie. So wie gaan nie meer daar wees nie? Die wat oormoedig jubel. Mense wat op hulle eie kragte. Jy weet, ons het grappies wat sê, ja, ons gaan in 'n middag, ek weet nou die dag het iemand my weer gesê, ja, daar is soveel getalle en as die geweld uitbreek, dan gaan ons daar 'n rukkie besig wees. Halfwyd 'n arrogante, dit is baie gevaarlik, kykers en luisteraars, want die hoogmoediges gaan verwyder word. Dis wat hier staan. As ons op ons eie kennis staat maak, op ons eie wysheid staat maak, op ons eie vermoëns staat maak, dis alles hoogmoed. Dit is om te sê, ons is oulik, ons is goed, ons het uit ons krag uit, ons het uit ons vermoë uit, ons het uit ons slimheid, ons wysheid, het ons opgetree. Die woord sê vanoggend vir ons, sê die woord vir ons, daardie slim is, daardie sê wat op hulle eie krag gaan staat maak, daardie wat op eie hoogmoed gaan staat maak, gaan weggeruim word. God gaan hulle uithaal. Dit gaan nie werk nie. Daardie planne gaan nie werk nie. Dis wat hier staan. Ek lees wat hier staan. Ek dink ons is die heeltyd nog lekker eenvoudig. En hy gaan hulle wegruim. Die arrogantes en hoogmoediges en eie wyses, noem hulle, u kan nog bynoem as u wil. En hulle sal nie meer hulle hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Heilige berg is 'n godskoninkryk. Dis nie 'n berg soos in 'n fisiese berg nie. Heilige berg, baie keer sal u lees in die Bybel dat God se uitverkorenes of gelowiges, wanneer hulle stout geraak het God gesê, julle sal julle voete teen berge stamp. Daai is nie 'n fisiese berg waar jy jou voet teen gaan stamp nie. Dis ander koninkryke wat dan teen hulle sou opstaan en hulle in ballingskap sou bring. Hulle die stert maak en hulle nie meer die kop is nie, maar die stert is soos ons tans in hierdie land is. Ons is nie die kop nie, ons is die stert. Nee? Want ons het ons voete nou gaan stamp teen hierdie berge, ander koninkryke, ander volke en nasies, en hulle regeer tans oor ons. Dit is so eenvoudig as wat dit is. En daarom sê God, daar sal geen eie wyse, slimme, arrogante, meer op my heilige berg. Dis wanneer die vierkleur gehuis sal word, kykers en luisteraars. Wanneer die vierkleur gehuis word dis simbolies van 'n geloofsvolkie, wat dan hier in Suid-Afrika sal wees, sal oorbly. En dis die heilige berg, né? Kom ons lees verder. En ek sal in jou laat oorbly, 'n elendige en geringe volk wat by die naam van die Here skuiling gesoek het. So die Vader gaan 'n geringe, elendige volk hier
Want onthou, hierdie boodskap is ons nou nog van Savannah af, uit die Midde-Ooste, aan die ander kant, nie net Kush daar in die Noord-Oostelike Afrika, aan die kant die Nyl, die Wit Nyl, die rivier van Kus, dis Suider-Afrika. Hier gaan hy 'n geringe, elendige volk laat oorbly wat by die naam van die Here skuiling gesoek het. Die ek is wat ek is, né? Dit is die naam wat die Vader vir Moses gesê het. Toe hy vra, wie moet ek sê het my gestuur? Toe sê hy, ek is. Né? Die wat by daardie ek is skuil. Deur sy seun, ons middelaar, verlosser, saligmaker en die Heilige Gees, né? Hy sal in ons laat oorbly 'n elendige en geringe volk. Nou die wat nie oorgebly het nie, hoe het hulle tot sterwe gekom? Dis mos nou die revolusie en die geweld wat kom. Wat ons mos nou baie fisiese video's wat ek vir elke week van maak, wat die fisiese deel vir u wys en sien hoe hierdie wat die Vader gaan gebruik om die hoogmoediges en slimmes en arrogantes en eie wyses weg te ruim. Hy gaan ons nou hierdie geweld gebruik om dit te doen. En dan bly daar net oor 'n geringe, elendige volkie, wat by die naam van die Here skuiling gesoek het. Die oorblyfsel van Israel, kyk nou, hy noem ons hier Israel ook, né? Baie interessant net. Onthou, hy praat nou hier met hierdie gemeente. Beteken dit daar is Israel nog oor die hele wêreld? Natuurlik. Hulle is mos nog nie. Jesus is mos nog nie hier nie. Hy het mos nog nie die engele gestuur om hulle bymekaar te maak nie. So ja, maar kyk, elke keer let tog ook op, wat se interessante name noem hy ons. Hierdie gemeentetjie, een van die baie gemeentes op die aardbol, né? Maar hierdie boodskap is nou vir hierdie gemeente in Suider-Afrika. Duidelik, ek hoef dit nie elke keer te herhaal nie. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Is dit nie wonder, besef jy wat se smeltkroes en suiwering ons, hierdie geringe, elendige volkie, gaan deurgaan? Want wanneer ons deur dit is, hierdie geringe, elendige volkie, hierdie oorblyfseltjie van Israel, nou maar net hier in Suid-Afrika, jy kan dit 'n geloofsiening noem, as jy die woord Israel as 'n geloofsiening wil noem, dit maak nie vir my saak nie, dit sal wees soos wat dit hier geprofeteer is, dit sal nie anders wees nie, maar hierdie oorblyfsel sal nie meer jok nie, geen leentaal oor hulle lippe nie, geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie. Sien jy wat se oorblyfsel en geringe, elendige volk hier gaan oorbly, wat nie gaan jok meer nie, geen bedrog meer in hulle tonge, in hulle monde sal hê nie, en dan baie interessant, maar hulle sal wy en neerlê. Dis nou na die revolusie, na die geweld, wat baie mense gaan dood, en 'n geringe, elendige volkie hier laat gaan oorbly, wat by die naam van die Here skuiling gesoek het. En daai wat oorbly, gaan nie leentaal spreek nie, gaan nie bedrog meer in hulle monde hê nie, en niemand sal hulle verskrik nie. Nou wil ek 'n gesig van hom siener inbring, waar ek kan van Johanna Brandt ook. Hom siener sê, wanneer ons hierdie burgeroorlog, want hier gaan nog 'n burgeroorlog ook in Suid-Afrika kom, maar wanneer ons laaste geveg in Durban het, sê hom siener, soos ons sy vyand sien vlug, sal ons nooit weer 'n vyand hê nie. Sal die boervolk nooit weer 'n vyand hê nie. Is dit nie mooi hoe daardie profesie hierby aansluit nie? En niemand sal hulle verskrik nie. Nou as niemand jou verskrik nie, het jy nooit weer 'n vyand nie. Baie maklik, ek kan baie gesigte vir u inbring, maar dan gaan dit 'n baie lang video word. So ek wil hom nie te lank hê nie, die mense het gevra, laat ek 'n kort video maak oor Savannah 3. Jubel o dogter van Sion. Hier noem hy ons nou weer nog iets anderster. Jubel o dogter. Onthou is 'n dogter. As ons nou nog dogters van Sion oor die hele wêreld heen, né? Ons moet dit mooi verstaan. Want onthou, Paulus het gesê, deur die inspirasie van die Heilige Gees, die skepping wag met reikhalsende verwagtinge vir die openbaarmaking van die kinders van God. So hier gaan nog 'n openbaarmaking kom. Die wêreld gaan nog besef, my aarde, dit was toe God se kinders. Dit het Paulus gesê. Die skepping wag met reikhalsende verwagtinge vir die openbaarmaking van die kinders van God. Nee, jubel o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, dogter van Jerusalem.
Hier word hierdie selfe verstrooide gemeente nou 'n klomp goed genoem. Ons is nou al Israel genoem, en ons is dogter van Sion genoem, en ons is dogter van Jerusalem genoem. Nou ja, is baie interessant as 'n ou oor dit gaan uitwy, oor die dogter van Jerusalem. Dit is verskriklik interessant, want baie keer verwys die woord, wanneer hy na Jerusalem verwys, na 'n spesifieke groepering, onder die uitverkorenes. Maar ja, ons gaan nie nou ingewikkeld raak nie, ons hou dit nou eenvoudig. Dis ook eenvoudig, maar 'n mens moet spesifiek op dit gesels, dan sal jy die eenvoud daarvan ook sien. Dit is regtig baie eenvoudig. Maar goed, jubel, wees bly, van ganser harte. Hierdie klein gemeentetjie, hierdie geringe elendige volkie wat hier gaan oorbly. Die Here het jou oordeele opgehef. Daar gaan 'n punt kom, kykers en luisteraars. Hier kan ek Johanna Brandt se gesig ook inbring, wat aansluit by hom Sienersin van net nou, waar sy sê, ons moet deur hierdie geweld, hierdie revolusie, hierdie geweld wat in Johannesburg gaan plaasvind, onder andere en elders oor die hele land, ons moet deur dit gaan, het Johanna Brandt self gesê, om deel te mag hê aan hierdie heerlikheid wat kom. Hier kom 'n geweldige heerlikheid, wanneer God sy heilige berg hier gevestig het, nee, sy koninkryk, die vierkleur gehuis word. Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg. Baie interessant. Siener het 'n gesig gehad waar hy sien 'n besem, en die Vader vee met die besem al die moordenaars en moordbendes en vyande van God se kinders, vee hy met 'n besem, sien hy vee God hulle ewenaar toe. Dis dieselfde woord wat Siener gebruik het as Sefanja. Sefanja sê, jou vyand weggef. Die Here het jou oordeele opgehef, met ander woorde jou straf, jou pak slaag, die revolusie is opgehef, die geweld het tot 'n einde gekom, jou vyand weggeveeg. Siener sien net 'n besem wat hulle wegveeg, en hy sê waarheen hulle weggevee word. Hy sluit maar net aan en gee nog 'n bietjie detail by hierdie, want dis dieselfde Gees, is dieselfde ek is, wat vir hierdie profete hierdie boodskap vir ons gegee het. Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. Geen kwaad meer vrees nie. Klink dit soos Siener, wanneer ons vyand daar in Durban die see invlug, soos ons hulle sien gaan, sal ons nooit weer 'n vyand hê nie. Baie mooi, die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. Ons gaan meer vrees vir niks nie. Ons mense verland nou ons land Suid-Afrika, omdat hulle vrees vir die geweld en die misdaad. Ons sal nog lees van, hulle gaan terugkom. Vir die geweld en misdaad. Hulle gaan weer terugkom, want hierdie gaan die land wees waar daar niks meer gevrees gaan word nie. Maar dit gaan gelowiges wees wat terugkeer, né? In die dag, die met 'n aksentteken, dis hierdie dag wat nog kom. In die dag sal in Jerusalem, hier noem ons nou weer Jerusalem, hierdie gemeentetjie. Hy kan mos die ander gemeentes ook Jerusalem noem oor die aarde. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie o Sion, nou noem ons weer Sion. Jy laat jou hande nie slap hang nie. Met 'n uitroepteken, laat jou hande nie slap hang nie, moenie bang wees nie. Die Here jou God is by jou. Halleluja. Luisteraars, hoor wat sê die woord van God. Hoor wat sê die almagtige skepper van hemel en aarde. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Is dit nie mooi nie? Jo. Hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, hier's nou ons mense wat gevlug het. U seuns, u dogters, u ouers, u oupas en oumas, u vriende, vriendinne, wat gevlug het uit Suid-Afrika, uit hierdie land, aan die kant die riviere van kus. Die wat bedroef is, hulle gaan bedroef wees. Hoekom? Ver weg van die fees. Watter fees? Kom ons vra die vraag eenvoudig vir mekaar. Wanneer die vierkleur in hierdie land gehuis word, op 'n land wat nooit weer gaan hoef te vrees nie, op 'n land waar daar nie meer leentaal oor mense se lippe gaan nie, oor 'n land wat nie meer bedrog in hulle monde het nie, oor 'n land wat se oordeele opgehef is, oor 'n land wat se vyand weggeveeg is, oor 'n land wat geen kwaad meer sal sien nie. Dis mos 'n fees. Daardie fees sal amptelik en offisieel word wanneer daar 'n amptelike parade gehou word en die vierkleur wat dit net vergestalt van hierdie land gaan verteenwoordig, gehuis word. En wanneer daardie vierkleur gehuis word, dan sê die Vader, die wat ver weg is van hierdie fees,
Want dis mos 'n fees. Wat 'n fees gaan dit nie wees wanneer die vierkleur gehys word? Ons het geen kwaad nie, ons gaan geen kwaad meer sien nie, ons gaan niks meer vrees nie, geweld gaan nie meer gesien word nie, niemand jok meer nie, niemand het bedrog meer in hulle monde nie. Halleluja, luisteraars, dis 'n fees! En ek wil sê, die vierkleurse hysing sal die vergestalting wees van daardie fees. En dan sê die Vader, die wat bedroef is, hulle is hartseer, want nou is hulle nog in die derde wêreldoorlog en nog in hongersnood in oor die hele aarde. En ek sal eendag vir u oor dit ook meedeel, want Jesaja 60 vers 1 en 2 beskryf dit verskriklik mooi, waar hy sê, dat wanneer duisternis en donkerheid die aarde oordek, sal my lig oor jou opgaan. Wie was hy jou? Dit word nie vir ons beskryf, jy kan dit mooi aflei as jy deur alles lees, maar Siener kom maak dit baie duidelik vir ons. Ons kom eerste uit. Ons gaan laaste in, ons kom eerste uit. Johanna Brand sluit baie mooi daarby aan. Sy sê ons vat kos op skepe vir die hongergetuisterde en oorloggetuisterde gebiede in die noorde. En dan kom daardie bote vol gelowige vlugtelinge terug na Suid-Afrika toe. Baie mooi, want dan is hierdie 'n heenkome. Want die wat nie hier is nie, die gelowiges in Australië, die gelowiges in Nieu-Seeland, die gelowiges in Amerika, ek kan soveel getuienisse met u deel van mense se drome en visioene wat vir ons e-poste stuur en boodskappe en oproepe maak na Suidlanders toe in Suid-Afrika en hulle drome en hulle visioene wat maar net hierby aansluit, wat maar net by Siener aansluit, wat hierby aansluit, kan ek vir u soveel gee. So, wie's ver van die fees af? Die fees, God se heilige berg is toe nou hier gevestig, wat hy vir ons gesê het in vers 11. Niemand sal hom hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Suid-Afrika word God se heilige koninkryk. Dis wat heilige berg hier beteken. Heilige koninkryk, waaroor die vierkleur sal wapper. En dan kan iemand nog dink, as daar nog hongersnood en wêreldoorlog in die buitewêreld is, hoe daardie persoon wat hierdie land verlaat het, en die ander gelowiges wat nie hierdie land verlaat het nie, maar wat gelowig is, wat vervolg word, in hierdie wêreld gerig wat plaasvind, want die vervolging van die Christene gaan ook nou eskaleer. Ons het mos gesien in van my vorige video's, hoe Ted Cruz, senator van Amerika, getweet het, dat hulle gaan 'n tattoo op die regtervoorhand en op die voorkop van die mense sit. Ons weet mos wat dit Keir Starmer oor die digitale betaalstelsels en so meer gesê. So daardie gelowiges, die van ons wat gevlug het, as gelowiges, hulle en die ander gelowiges wat wil vlug vir die vervolging in die wêreld nog steeds, die kyk met droefheid uit. Hulle is bedroef, ons sal nou graag in Suid-Afrika wil wees. Dis presies hoe het gaan gebeur, want dis hoe dit geskryf staan, die Almagtige. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, met ander woorde almal wat nie in Suid-Afrika is nie, wat gelowig is. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Is dit nou Siener se wit tente? Want Siener sê, hy sien gelowiges van oor die hele wêreld vlug na Suid-Afrika. Hy gee detail oor dit. Hy sê die wit tente staan van Suidwes-Afrika tot in Kaapstad en van Kaapstad af tot in die Kalahari. 10.000 wit tente, gelowiges van oor die hele wêreld, as ook van Maputo in Mosambiek tot in Durban. 10.000 wit tente, gelowiges van oor die hele wêreld wat vlug na Suid-Afrika. Want God gaan hulle versamel. Siener het maar net die wit tente gesien, dis presies hierdie gesig. Jesaja 60 sê dit net so mooi, hulle sal op hulle bote kom. Maar ja, kom ons gaan nie te feit uit nie, ons hou dit eenvoudig. Die wat bedroef is, die wat nie in Suid-Afrika is nie, want die vierkleur is gehys, ons het eerste uitgekom, ons is 'n vrye volk, ons gaan geen geweld meer ken nie en sien nie, geen kwaad gaan meer hier wees nie, dan is die wat nie hier is nie, is bedroef, dis wat daar staan, ver weg van hierdie fees, want dit is 'n fees. Hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. Daai gelowiges van u en ek, familie en vriende en ouers en kinders wat gevlug het vir die misdaad, die smaad gaan swaar op hulle druk, wanneer ons wiel gedraai het, spreekwoordelik, en ons weer 'n gelowig in God se heilige berg, sy koninkryk weer gevestig is, in die hysing van die vierkleur. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat krepeel is sal ek red, en die wat verjaag is die kinders verjaag deur misdaad in Suid-Afrika? Ja. Is die kinders verjaag deur die moeilike ekonomiese toestande vir wanneer jy blank is? Ja. Is dit nie wonderlik hoe elke vers presies, en die wat krepeel is sal ek red, en die wat verjaag is,
versamel. Hy sê dit 'n tweede keer. Hy het dit vir ons in die vorige vers gesê, hy sê dit weer. Julle wat verjaag is, God sê, is met 'n hoofletter, ek, die ek is wat ek is, die Almagtige, ek sal hulle versamel. Kom ek lees dit net weer. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat kreper is sal ek red, en die wat verjaag is versamel. En ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. Die boervolk se skande, apartheid. Jy kan in enige land op hierdie aarde kom, as jy sê van die boervolk, apartheid. Is nie verkeerd in die oë van God nie. God het die grense tussen nasies ingestel. God het nasies geskape. Ons respekteer alle nasies. Ons is vriendelik teenoor alle mense, sê ons woord vir ons. Maar God het verskillende nasies geskape. Dit is my altyd so mooi, die verskillende kulture van al die nasies op die aarde. As jy daar na die Mongole toe gaan en jy kyk hulle kultuur, as jy na die Chinese toe gaan en jy kyk hulle drake en hulle kultuur, is vir my so uniek dat elke volk, en God het daardie grense so, en hy het dit so geskape, verskillende nasies. Dis hierdie nuwe wêreldorde, wat hierdie vermenging, sodat hulle een nasie op aarde kan hê, wat maklik gedikteer, gemanipuleer, en regeer kan word. Dis al hoekom hulle dit wil hê, sodat hulle net nog meer geld het en ons nog meer slawe is. Maar ja, kom ons gaan nie nou in op dit nie. Ek maak hulle, dis hierdie gemeentetjie, hier in Suider-Afrika, hy maak ons tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. Tans is dit nog ons skande in die wêreld se oë, nie in God se oë nie. Maar God gaan dit so verander, dat ons lof en ons roem. En Oom Siener sluit hierby net so mooi aan. Hy sê die wêreld sal ag gee op wat die boervolk sê. Dis 'n lof en 'n roem. Ons word Oom Siener in 'n ander gesig sê, ons word die rykste en geseënste land in die wêreld. Dis 'n lof en 'n roem, wanneer jy die rykste en geseënste land op die hele aarde word. Hulle lof en hulle roem, ons word die rykste en geseënste land in die wêreld. Die wêreld gee ag op wat die boervolk sê. Die wêreld, nog 'n ander gesig van Oom Siener wat sê, dat die wêreld sal verstom staan vir die wonderwerk wat God vir ons boervolk hier in Suid-Afrika gaan doen in die toekoms. Die wêreld gaan verstom staan. Dis mos 'n lof en 'n roem, as die wêreld verstom staan. So sien jy hoeveel gesigte, ek kan nog van Johanna Brandt ook inbring, maar dan gaan dit weer eens te laat, ons staan al klap 32 minute. In die tyd sal ek julle aanbring, ja in die tyd, wanneer ek julle versamel, is die derde keer wat hy dit sê, wat God sê, hy versamel hierdie gelowiges, hierdie 10.000 wit tente, wat gaan staan op ons oostelike en westelike kus. In die tyd sal ek julle aanbring, ja in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle, sê dit 'n tweede keer, sê hy dit, tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde. Wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Voor julle oë julle lot verander? Luisteraars, dit sal die wonderwerk wees wat Oom Siener van gepraat het. Want wanneer 'n wonderwerk gebeur, wat die wêreld verstom gaan laat staan, vir hierdie boerevolk, vir hierdie ellendige geringe volkie wat oorgebly het, wat by sy naam geskuil het, wanneer daardie wonderwerk vir hulle gedoen word, wat die wêreld verstom gaan laat staan, dit sal daardie wonderwerk wees, wat hier staan, ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Dis daardie wonderwerk, wat voor ons oë hier, die geringe ellendige, wat gaan oorbly, wat by die naam van die Here skuiling gesoek het. In wie se mond dan so gesuiwer is, dat daar in ons monde nie meer bedrog is nie, geen leuen meer oor ons lippe kom nie, dan het ons geen kwaad, ons vrees niks meer nie, en dan, wanneer daardie wonderwerk plaasvind om ons daardie vrede te bring, as ek dit so kan stel, voor die oë van die wêreld, hier staan dit, ek voor julle oë julle lot verander, daardie wonderwerk, sal mos nou die wonder, dis soos 'n bloedrivier wat ons een van die dae gaan gedenk, herdenk. Daar het die Vader voor ons oë ons lot verander. Vanaf 7 dae se bid en gelofte aflê, wat ons gedink het, dis verby met ons. Die voortrekkers, daardie 464 man met die vrouens en kinders het gedink, dis verby met ons. Ons het nie 'n kans nie. En voor ons oë het hy op 16 Desember 1838 ons lot verander. En Oom Siener praat van 'n tweede bloedrivier. Daar sal weer 'n toestand wees, weer 'n wonderwerk, wat die lot voor ons oë gaan laat verander. Maar dit gaan so groot wonderwerk wees, luisteraars,
dat die wêreld gaan verstom staan. En hulle moet verstom staan, nie omdat ons oulik is nie, omdat ons God wonderbaar is. Dis hoekom. En dan, omdat hulle dit sien, en die vierkleur gehuis word, dan kan die gelowiges weer terugkeer, want hulle hoort die, sê God vir ons in Sefanja 3. Julle hoort die, julle gaan terugkom, maar julle gaan eers met droefheid en baie bedroef, en die smaad gaan baie swaar op julle druk, sê die Bybel. Want dit gaan nie net volgende week klim ons 'n boot en ons kom nie. Dit gaan nog derde wêreldoorlog wees. Dit gaan nog vervolging wees. Julle gaan nog daar moet vlug die kant toe en daai kant toe en vreeslike dinge deurgaan. En dis hoekom julle daar in die buitewêreld gaan uitsien en die smaad swaar op julle gaan druk en julle baie bedroef gaan wees en uitsien om hier by die fees te wees, want die herstel het plaasgevind hier. Maar wees verseker en laat julle troos wees, julle gelowiges in die buitewêreld, julle 10.000 wit tente in die buitewêreld, laat julle troos wees dat God het 3 keer beloof, ek sal julle versamel en ek sal julle bring. Prys sy groot en heilige naam. U moet 'n pragtige week hê. Ons praat weer. Totsiens.